'n sekere hoeveelheid van 'n gas P is aanvanklik in 'n leë houer geplaas. Die hipotetiese reaksie bereik ewewig in 'n geslote houer volgens die volgende gebalanseerde vergelyking. By tyd T word die temperatuur verhoog. Watter grafiek illustreer die gevolglike veranderinge in die tempos van die voorwaartse en terugwaartse reaksies nadat die temperatuur verhoog is die beste? Die korrekte antwoord is B. Die vraag sê ons begin slegs met P. Dit beteken daar is aanvanklik slegs 'n voorwaartse reaksie. So as ons kyk na al 4 ons opsies, dan moet die stippellyn verwys na die voorwaartse reaksie. En soos daar dan van Q vorm, is daar ook dan 'n terugwaartse reaksie wat begin. Met ander woorde, die soliede lyn is die terugwaartse reaksie. Nou hierdie is presies dieselfde vir A, B, C en D. By tyd T word die temperatuur verhoog. So ons verwag 'n skielike verhoging in die reaksietempo van beide die voorwaartse en die terugwaartse reaksies. A is dus verkeerd. Kom ons kyk verder na B, C en D. Of dit nou 'n endotermiese of 'n eksotermiese reaksie is, die reaksietempos kan nie met dieselfde hoeveelheid toeneem nie. So in D sien ons dat beide reaksies met dieselfde hoeveelheid toeneem. D is dus ook verkeerd. Ons weet dat die stippellyn die voorwaartse reaksietempo voorstel, terwyl die soliede lyn die terugwaartse reaksietempo voorstel. Nou, ons reaksiewarmte is negatief. Ons sit met ander woorde met 'n eksotermiese reaksie. Nou, eerstens, as die temperatuur toeneem, dan sal beide die voorwaartse en terugwaartse reaksietempos toeneem. Maar, as ons in hierdie eksotermiese reaksie die temperatuur laat toeneem, dan gaan die terugwaartse reaksie meer bevoordeel word as die voorwaartse reaksie. Met ander woorde, die terugwaartse lyn moet hoër wees as die stippellyn en dit stem ooreen met B. Ons sien die terugwaartse reaksie neem baie toe, ons sien die voorwaartse reaksie neem minder toe, maar al twee neem toe en dan beweeg ons na 'n nuwe punt van ewewig.